vanaand. LPs stem in 'n mosie van wantroue teen die spreker van die nasionale vergadering Toko Didiza. 'n Polisiekonstabel en 'n verdagte sterf in 'n skietvoorval in 'n informele nedersetting in Knysna. En die Wêreldwatersport se integriteitseenheid skors voorlopig Swem SA se president en bestuurshoof. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die DA sê hy glo nie dat daaraan die vereistes voldoen is om die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, uit haar ampt te verwyder nie. Lede van die nasionale vergadering het gestem oor die mosie wat die EFF-leier Julius Malema ingedien het. Sy party voer aan dat Didiza versuim het om haar grondwetlike amptspligte met die onafhanklikheid, onpartydigheid en integriteit van 'n voorsittende beampte van die parlement uit te voer, deurdat sy nie die interdik om die verrigtinge van die afsettingskomitee te staak betwis het nie. Die DA se hoofsweep, Glenis Breitenbach, sê egter dat hoewel hulle verskil het van Didiza se benadering tot die en ander sake, die party nie glo dat daar verwydering geregverdig is nie. Die uitslag van die stemry word nog verwag. Pogings deur die Madlanga-kommissie om te bepaal hoe heg die beweerde kartellid, Vusimusi Kat Matlala, se verhoudings met toppolisiemanne soos generaal-majoor Lesetja Senona en die adjunk nasionale kommissaris, luitenant-generaal Shadrack Sibiya was, het 'n paar struikelblokke getref. Matlala het hom weer op artikel 35 en sy reg teen selfinkriminasie beroep, maar het wel beweringe bevestig dat Sibiya geld ontvang het deur die tussenganger, Sergeant Fanny Nkosi. Matlala wou egter nie sê of die bron van die geld die sakeman, Steve Motsumi, was nie. That's why I'm choosing the right to remain silent, because the same question, so I don't mind you asking about General Senona, but I will refer to if this is questions which I was not asked by the investigators, it's okay. Matlala is gewaarsku dat hy steeds vrae oor Senona moet beantwoord en dat sy blaatante weiering om te antwoord sonder enige regsgronde gevolge gaan hê. Matlala het daarna 'n paar vrae beantwoord, maar het weer in sy dop gekruip tydens vrae oor 'n eiendomstransaksie wat hy en Senona bespreek het, wat dui op moontlike omkoopgeld. No, I will choose not to answer that question. Was Tato Senona going to have some ownership share in the apartment? I don't know that. You don't know that, or you're not answering that? Yes, I don't want to answer that question. Was General Senona going to have some ownership or beneficial interest in that apartment? Still, I do not want to answer that question. Die kommissie se aandag het daarna geskuif na 'n ontmoeting in KwaZulu-Natal tussen Senona, Matlala en top KZN polisieman, luitenant-generaal Nhlanhla Mokonasi. Matlala het bevestig dat 'n derde persoon aan hom gesê het dat Sibiya die geld deur die middelman Sergeant Fanny Nkosi ontvang het, maar hy het geweier om die bron van die geld bekend te maak. Your concern is the worry that you will implicate those people that you told General Mokonasi that General Sibiya is collecting money from. And that's your real reason for not wanting to answer this question. No, that's not the real reason, Commissioner. I already said that I do not know if Mr. Motsumi was giving General Sibiya money. Die ondersoek duur voort. Universiteite is in die soeklig oor die aanstelling van buitelandse burgers in poste wat Suid-Afrikaners sou kon vul. Die kwessie is onder die loep geneem te midde van die spesiale ondersoekeenheid wat die parlement ingelig het oor sy ondersoek na tersiêre onderrig en die aanstelling van onder meer buitelandse dosente. Die departement van indiensneming en arbeid sê die getalle het ernstige vrae laat ontstaan in die lig van Suid-Afrika se hoë werkloosheidskoers. You'll find that out of the 23,488 employees that are on temporary work in the universities, 12% of those are foreign nationals. Die departement van hoër onderwys vra vir duidelike riglyne en nouer samewerking met die departement van indiensneming en arbeid om te verseker dat universiteite nie die wet oortree nie. I think those are the things that we really need to focus on as a department, working with our colleagues in Labour and Home Affairs to make sure
that there are very clear guidelines. LPS sê egter dat die nakoming van die wet nie genoeg is indien gekwalifiseerde Suid-Afrikaners oor die hoof gesien word nie. You are basically saying you are legally depriving South Africans from jobs that they can do. There could be no there must be no justification why an institution will go and hire foreign nationals when there's a South African qualified to do the same job. Die komitee sal nou 'n versoek aan die spreker van die nasionale vergadering en die president rig vir 'n proklamasie vir verdere ondersoek. They gave some Die dodetal weens die verwoestende blitsvloede in Nepal het tot 98 gestyg. Meer as 300 mense word vermis in die bergagtige Rasuwa distrik op die grens van Tibet, insluitend 4 Suid-Afrikaanse burgers. Die Nepalese Toerismeraad het bevestig dat honderde buitelandse toeriste in die rampgebied vasgekeer is. Volgens Nepal se minister van buitelandse sake is die vloede moontlik veroorsaak deur 'n aardbewing wat 'n massiewe grondstorting en meegaande stortvloed tot gevolg gehad het. Grootskaalse reddingspogings duur voort. Die Pakistanse eerste minister, Shehbaz Sharif, het 'n senior gesondheidsbeampte geskort na die dood van 14 pasgebore babas in 'n brand in 'n kraamafdeling van 'n hospitaal in Islamabad in Pakistan. Daar word berig dat daar 16 pasgebore babas in die afdeling was toe die brand glo weens 'n fout in die lugversorgingsstelsel uitgebreek het. Die brand het op die 3de verdieping van die hospitaal se afdeling vir moeder- en kindergesondheid uitgebreek. Volgens getuies was die deure gesluit en was daar geen brandblussers nie. Hulp het glo eers 4 ure later opgedaag. Nog nuus in Afrikaans volg net hierna. Ons sien jou nou weer. Welkom terug. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris, luitenant-generaal Sizakele Dianti, sê ondersoeke na die dood van Knysna se voormalige burgemeester, Aubrey Tswengwa, en 2 ander ANC-lede is in 'n gevorderde stadium. Dit volg op nog 'n skietvoorval, die keer in die informele nedersetting in Sewende Laan, waarin 'n polisiekaptein en 'n verdagte noodlottig gewond is. Die 50-jarige polisiekaptein was deel van die provinsiale taktiese reaksiespan wat die onlangse moorde op 3 ANC-lede in Knysna ondersoek het. Met hul aankoms vroeg vanoggend by die informele nedersetting het die taakspan onder skoot gekom. Die polisie sê die omstandighede rondom die skietvoorval vorm nou deel van die breër ondersoek na die moorde op die voormalige burgemeester van Knysna en ANC-raadslid vir Wijk 8, Aubrey Tswengwa, die voormalige raadslid vir Wijk 7 Mandla Matiwani en die taksileier Mandla Chololo. There was a shootout that took place where the suspect shot at the police and the police returned fire. In that process, we then have one of our members fatally wounded as well as the suspect. We managed to recover 2 firearms within the suspect's possession, which were then busy for the purpose of investigation in this matter. Die motief vir die moorde is nog nie bekend nie en kan nog nie as polities gemotiveerd geklassifiseer word nie. Due to the fact that we are still investigating, we can't now make the presumption in terms of the motive. Only when the investigation is concluded, then the motive will come out and we'll be able to say what it was. 3 beskuldigdes het reeds van dese week in die hof verskyn in verband met Tswengwa se moord. Die saak is tot volgende maandag uitgestel. Die polisie sê 'n 4de persoon het hom nie oorgegee nie, maar eerder vrywilliglik inligting aan die polisie oor die saak verskaf. Tanya Krause, SAK nuus, Knysna in die Wes-Kaap. Tiffany Meek, die beskuldigde in die Noord-Gautengse Hooggeregshof oor die dood van haar kind, het die hof vergesel na haar huis Wes van Johannesburg. Meek word beskuldig van moord op haar 11-jarige seun Jaden Lee. Die regter, staatsadvokaat en verdediging het 'n inloko-inspeksie uitgevoer by die woning in Vleerhof kompleks. Die voetgangerhek by die huis is in besonder ondersoek. Die hek het 'n sleutelpunt geword in die verhoor, veral na die getuienis van 'n skoolbestuurder van Jaden Lee.
Die hof wou onder meer die uitleg van die kompleks en die beweging van mense daarin verstaan. Die verhoor sal na verwagting volgende maand voortduur. Die verkiesingskommissie sê tradisionele leiers speel 'n sleutelrol om 'n gunstige klimaat vir vrye en regverdige verkiesings te verseker. Die OVK het met die leierskap van die Kongres van Tradisionele Leiers van Suid-Afrika, Contralesa, vergader. Dit was ten doel om rolspelers werksaamhede te betrek in aanloop tot die munisipale verkiesings. Die OVK het 'n dringende beroep op die land se tradisionele leiers gedoen vir samewerking ter voorbereiding van die munisipale verkiesings. Traditional leaders are very critical in ensuring community discipline, respect, and dignity, which are all very important for conducting elections. They run orderly courts and facilitate the resolution of disputes. Contralesa se president het tradisionele leiers ook aangemoedig om te verseker dat enige party in enige gebied kan kiesers werf. We want to make a serious call to all our traditional leadership and our people to say there must be no place where it will be declared as a no-go area for a particular organization. Maar ondanks die verbintenis het Mukuna sy kommer uitgespreek oor die gebrek aan vertroue tussen gemeenskappe en die politici wat hulle lei en gevra dat die land se verkiesingsstelsel hersien moet word. As traditional leadership, we are concerned and very worried by these so many service delivery protests. And this comes because our people are no more happy. As we have seen from the stats, people are gradually losing confidence in many of the political organizations. Die OVK het politieke partye en onafhanklike kandidaate versoek om hul nominasies vroegtydig voor Vrydag 28 Augustus se sperdatum van 5:00 die middag in te dien. Die Build One South Africa party sal in 24 munisipaliteite in 5 provinsies meeding in vanjaar se plaaslike verkiesings. Die party gaan sy manifest volgende week donderdag bekendstel. Die Bossa-leiers sê munisipaliteite kan nie op 'n politiese wyse bestuur word nie en sê die verkiesing is 'n keerpunt in die bestuur van plaaslike regerings. This election is nothing more than a referendum on the future of local government. It is South Africa's midterm election. It is on the 4th of November, D-Day for this administration, not only in terms of what it has done, but in answering the question, what is the future of local government going to be? Dit is die eerste plaaslike regeringsverkiesing waarin die party sal meeding. Bossa is in 2022 gestig en het in 2024 in die algemene verkiesing meegeding. Hy het 2 setels in die parlement ontvang. Die party sal in Gauteng, die Wes-Kaap, Limpopo, Noordwes en in die Vrystaat meeding. People say, hey, Bossa, you are small. I say, no, we are new. There's a difference. New means you are the future. You are the new alternative. That's why you can contest in 24 local municipalities across 5 provinces. Maimani sê sy party stel landsburgers se belange eerste. Bossa's model is heavily reliant on communities themselves being able to say, I have nominated candidate X. We don't have, if you like, comradeship that says, well, you've been at Bossa for the last number of years, and therefore you must be candidate or mayoral candidate for here. We say to the community, nominate the best, give us credible, give us competence, so that we can work with them, so that they can end up in the municipality. Die sperdatum is 28 Augustus vir politieke partye om hul kandidaatelys by die verkiesingskommissie in te dien. Nou vir die markaanwysers, soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE.
Ons het sportnuus net hierna en bring eer aan die legendariese popster Dolly Parton. Bly by ons ingeskakel. Swem Suid-Afrika is in 'n leierskapkrisis gedompel. Die Wêreldwatersport se integriteitseenheid het die federasie se president en bestuurshoof voorlopig geskort. Ellen Fritz en Sean Adriaanse is van hul bevoegdhede ontneem weens beweerde wanbestuur en skandale wat oor jare strek. Die eenheid meen die twee is dalk skuldig aan magsmisbruik en die verskaffing van vals inligting en vervalste dokumente. Die mislukking van die Swem SA se Franshoek Hoëprestasie Sentrum is vermoedelik die kern van die ondersoek. Die federasie het ongeveer R111 miljoen aan befondsing vir die projek ontvang, insluitend sowat 35 miljoen van die Nasionale Loterykommissie. Sowat R50 miljoen is glo bestee, maar die terrein het sedertdien in verval geraak. Die Springbok skrimskakel Kobus Reinagh sê die span werk hard om foute wat in die nederlaag teen die All Blacks gemaak is, reg te stel voor Saterdag se tweede toets in Kaapstad. Reinagh vervang Grant Williams in die beginspan en is saam met die losskakel Handrey Pollard van die vernaamste veranderinge aan die span. Die Springbokke het hulle voorbereiding in Johannesburg gedoen voor die span Kaapstad toe vertrek vir die tweede toets. Reinagh en Pollard se insluiting word beskou as 'n voorkeur vir ondervinding en die skrimskakel sê daar word veral gefokus op die afbreekpunte. Ons moet net die week reg gebruik en seker maak ons maak die klein goedjies reg wat ons nie in die game reg gekry het nie. Maar nee, ek dink as mens kyk na druk, daar's ander goed hier in ons land wat actual druk is. Ons het net 'n voorreg om bietjie 'n kans te kry om die land bietjie weer gelukkig te maak vir 'n naweek. Dinge almal bymekaar te bring. Reinagh sê die span is deeglik bewus van die kritiek teen hulle en hulle glo dit kan reggestel word. Dis eintlik net oor dat die mense omgee, wat hulle kwaad raak as ons dinge nie reg kry nie. En dis die omgee waarvoor ons speel. Ons draai goed wees, ons draai wen, ons draai die beste in die wêreld wees vir ons land en oor die mense wat omgee. En dit is die realiteit van buite af, of dit is maklik om vir iemand te sê jy was swak hierdie naweek of dit of dat, maar ons het ons eie realiteit hier binne wat ons as 'n span net in glo en hoe ons moet vorentoe gaan en wat ons moet regmaak. Pieter Steff de Tooy speel Saterdag in sy 100ste toets en Oxenche in sy 50ste. Harry Olivier, SAK nuus, Johannesburg. En voor ons groet, musiek en rolprentliefhebbers wêreldwyd is in rou gedompel na die dood van die sangeres, aktrise en liedjieskrywer Dolly Parton in die ouderdom van 80. Parton se musiekloopbaan het oor meer as 6 dekades gestrek en sy is veelvuldig bekroon. Sy was ook beroemd vir haar vrygewigheid en liefdadigheidswerk. Dolly Rebecca Parton was die 4de van 12 kinders van 'n gesin wat in 'n eenkamerhuisie in Tennessee gewoon het. 'n Sendeling wat haar bevalling behartig het, is volgens haar deur haar pa Robert vergoed met 'n sak mieliemeel. Hoewel haar pa ongeletterd was, het Parton gesê hy was een van die slimste mense wat sy geken het en was die inspirasie vir haar geletterdheidsprojekte later na lewe. Parton het haar eerste liedjie geskryf toe sy 6 was. 'n 10-jarige Dolly het gesing op 'n plaaslike televisiestasie en teen haar 16de verjaardag was sy 'n beroepsliedjieskrywer. Sy was 20 in 1967 toe haar eerste album Hello, I'm Dolly uitgereik is. I do know that I'm so honored and so proud to be here, and I've been writing songs all of my life, and this beats the heck out of standing up on the hill above the barn, singing to the cows and the chickens and the pigs, practicing all the new songs. Parton het in haar leeftyd 49 albums opgeneem, 3000 liedjies geskryf en meer as 100 miljoen albums verkoop. Een van haar beroemdste skepings, I Will Always Love You, was 2 keer bo aan die country trefferlys. 19 jaar later het Whitney Houston die liedjie opgeneem en nagenoeg 40 miljoen kopieë daarvan verkoop. Parton het 'n Golden Globe benoeming ontvang vir haar vertolking in die 1980 rolprent 9 to 5, waarvoor sy ook die titelliedjie geskryf en gesing het. All the women, you know that were there doing it, working 9 to 5, what a way they live and learning, getting by, all taking in the
Nog een van die bekendste produkte van Parton se pen was die 1976 liedjie Jolene. Die ANC-veteraan Tokyo Sekwale het vertel dat Nelson Mandela tydens hulle aanhouding op Robben Eiland die keuse gegee is van 'n liedjie wat oor die gevangenes se klankstelsel gespeel sou word. Madiba se keuse was altyd Jolene. Parton het saamgewerk met die Suid-Afrikaanse groep Ladysmith Black Mambazo. Hulle het bygedra tot die liedjie Peace Train op haar 1996 album Treasures. Later het die samewerking voortgegaan met die groep se weergawe van die Bob Dylan liedjie Knocking on Heaven's Door, waarvoor Parton die hoofstem verskaf het. Benewens haar 11 Grammy-toekennings was Parton ook bekend as 'n filantroop. Haar Imagination Library projek het honderde miljoene kinderboeke uitgegee en gratis wêreldwyd versprei om geletterdheid en 'n liefde vir lees te bevorder. Parton het uit haar eie sak duisende gesinne in haar geboortestaat Tennessee vir 6 maande onderhou nadat hulle huise vernietig is in 'n brand. Sy het ook miljoene dollars bygedra tot die ontwikkeling van die moderne COVID-19 entstof. Parton het haar laaste album in 2023 uitgereik en 'n musiekspel oor haar lewe word in Desember verwag. Carl Dean, met wie sy vir 59 jaar lank getroud was, is verlede jaar oorlede. Parton word oorleef deur 6 sibbe. En hier moet ons haltroep en ons groet jou uit Johannesburg. Tot môre aand, selfde tyd, selfde plek. Totsiens.